gesien. Hallo. Hallo julle. Hoe gaan het met julle? Hoop het gaan goed. Julle is allemaal seker op 'n lekker Sondagmiddag ete al amper. Sê vir ons 'n bietjie in die comments wat is julle besig om te maak en wat is 'n lekker ding vir ons om te maak in ons lockdown tydperk. Dit sal cool wees, ja. Ja, ons soek 'n bietjie nuwe resepte. Ja. My man is lus om vir ons lekker kos te maak. Ek maak flippend lekker kos. Ja, hy doen. Ek maak lekker kos. Ons het sommer net weer iets op die hart wat ons graag wou share en deel en ja, ek gaan eerstens hier oorgooi na my vroukie toe terwyl ek die deur gaan toemaak hier buite by die goed raas. Okay, so ek gaan dit nou gaan doen. Okay. Okay, julle, so ons het ietsie vanoggend op die hart. So ons gaan sommer net 'n bietjie gesels oor die erns en belangrikheid van hoe belangrik dit is om positiewe denke te handhaaf. En as ek sommer kan praat vir myself en 'n getuienis in my eie lewe kan gee, is ek journal, ek het soos boeke en boeke vol journals wat ek skryf en vir die Here briewe skryf en goeders vandat ek my hart vir hom gegee het en dis in 2010. En ek het net altyd vir hom goed neergeskryf, maar meeste van die goed wat ek skryf is altyd iets wat ek vind ek nie verstaan nie of waarmee ek sukkel en goeders wat ek nie het nie en hoe kwaad dit my maak en hoe kwaad sekere mense my maak en ek kan net nie deur al die goeders werk en ek verstaan dit net nie. So ek het nooit regtig enigiets positief geskryf nie. Alles was altyd net negatief. So vir baie lank het my lewe eintlik maar dit geweerspieël en was dit nou maar net gewees. Dit was dieselfde, niks het anders regtig geraak nie. Dit was maar net, jy weet, negatiewe op negatiewe goeders en ek het die vrugte daarvan gepluk ook. So niks het regtig beter geraak of dat ek 'n getuienis het van, joh, maar die Here het hier deurgekom en so aan nie. Totdat ons hierdie superhero challenge ding gedoen het, het dit my actually bietjie tussen die oë getref en ek besef toe vir die eerste keer, maar ek kla die hele tyd by die Here in my boeke. Soos ek kla net oor alles wat verkeerd loop en wat ek nie het nie en hoekom het ek dit nie en hoekom word ek nie ook geseën nie en so aan. ABCDE. Ja, maar sê julle nou net vertel wat beteken dit? Ja. Ja, loser language. Maar anyway, so ja, ek het vir lank loser language gepraat en toe ek 'n bietjie my my gedagtes en my denke verander na positiwiteit toe en ek begin toe fokus op wat ek reeds het en ek sê toe dankie vir die Here vir al die dinge wat ek het. En ek sê sommer ook dankie vir die goed wat ek nog nie het nie, want ek vertrou hom vir dit en hy ken tog my hart, so hy sal dit my op die regte tyd gee. Toe begin die dinge ewe skielik beter raak en ek begin toe weer deure gaan vir my oop en positiwiteit kom na my toe en daar kom deurbraak vir die eerste keer in my lewe. So, ek wil sommer net vir julle uit die skrif uit ook lees. Eerstens wil ek net sê positiewe gedagtes is altyd vol geloof en hoop. So, hoe lyk jou gedagtes? Is dit vol hoop en geloof of het jy 'n baie negatiewe gedagtepatroon wat altyd vol vrees en twyfel is? So as jy die hele tyd vrees en twyfel het, dan weet jy jou gedagtes is die hele tyd negatief. So ek wil jou ook uitdaag, as jy dalk iemand is wat die hele tyd vreesagtige twyfel gedagtes het, verander dit na positiwiteit of positiwiteit toe na vol hoop en geloof. En dan, want as jou denke op negativiteit gegrond is, gaan jou hele lewe vol negativiteit wees. Want wat jy dink, praat jy. So, en mense wil nie rondom negatiewe mense die hele tyd wees nie. Ja, ons almal het probleme en ons almal sukkel met sekere goeders. Maar as jy die hele tyd by jou mense of by jou vriende kom met hierdie negatiewe hart en hierdie negatiewe woorde wat die hele tyd uitkom, gaan niks in jou lewe verander nie. En inteendeel gaan niemand rondom jou wil wees nie, want jy sit hierdie negatiewe bol die hele tyd. So verander dit is, ek praat nou lekker hier, maar ek kry my daar, want ek ook negatief is nog steeds. Ek dink ons almal doen maar. Ons almal doen maar dit is net om dit dadelik te realize, like thoughts to capture en dan sê jy vir jouself, nee, ek fokus nou op wat het ek, waaroor kan ek bly wees en spreek dit, want onthou ook, jou woorde dra krag, wat jy spreek, gaan so wees. So kanselleer negatiewe woorde en negatiewe denke en dit is veral nou moeilik of maklik om negatief te voel en te raak met al die nuus wat ook nou weet oral om ons aangaan. Nuus. Ja, nuus en nuus.
So ja, verander dit. So in Markus 8 vers 13 staan daar. Daarop sê Jesus vir die Romeinse offisier: "Gaan huis toe, soos jy geglo het, sal dit vir jou gebeur. Soos jy geglo het, sal dit vir jou gebeur." So wat glo jy? En dan en op daardie presiese oomblik het sy slaaf gesond geraak. En daar's nog baie skripture in die Bybel oor hierdie spesifieke topik, maar dit is net vir my merkwaardig om te weet dat presies wat jy glo en wat jy spreek sal vir jou gebeur. So ek wil jou challenge vandag, is jou denke positief of negatief? Ja. En dan ook, ekskuus, nog een ding. Ja, so ek gaan nie tyd kry om te praat vandag met my vrou van alles. Sorry. Wat ook baie oulik is, terwyl ons nogal baie tyd op die hande het, kry vir jou 'n papier en skryf of 'n boek of enige boek. En dan begin jy net elke dag jouself, skryf ten minste, begin by 5 dinge waarvoor jy dankbaar is. Sê dankie vir die Here en dit gaan nie eers soos by alledaagse goedjies begin soos dankie vir ek is dankbaar vir 'n dak oor my kop en vir kos en 'n oulike man en my kinders en so aan. En dan soos wat jy elke dag aangaan, moet die 5 dinge elke keer ander dinge wees. Ja. En dit gaan jou help om te fokus op wat jy reeds het. En dan ook wil ek jou challenge om ook dinge neer te skryf wat jy nog nie het nie, wat jy die Here voor vertrou, want hy gaan jou kom ontmoet op daai goeders op die regte tyd. Ja. Ja, so as ek nou hier kan intervene en inval. Is net soos om aan te sluit, soos as mens stukke gaan lees soos Job wat hy sê wat ek gevrees het oor my gekom. En waar Jesus kom aanhaal in Matteus 21 en hy sê dit wat ook al jy bid sal so wees. So daar's 'n mate van denkpatrone en woorde wat ons spreek wat daar buite uitgaan wat resoneer teenoor alles. Ons weet nou ons is tot op die kleinste vorm is ons 'n atoom. Dis maar 'n vibrasie. Ek glo dis God se stem wat daar uitgepraat het die dag. Hoe het Adam en Eva geskep in die begin? Ek weet hulle het die tools of goed gehad, hulle het gespreek. Want God het gesê laat daar lig wees en dit het tot vervulling gekom. En hy het vir Adam gesê gaan skep jy nou, gaan doen jy nou verder. So ek glo hulle moes gespreek het letterlik, want hulle daai selfe autoriteit gedra. So binne in ons, dit wat ons dink, alles word altyd 2 keer geskep. Die eerste keer in ons gedagtes en die tweede keer in die fisiese. Maar dit wat ons letterlik uitspreek, begin 'n realiteit word. En dit is jy die hele tyd hierdie negatiewe gedagtes wat ons van praat van die ABC wat ons by superheroes geleer het, is accuse, blame, complain, denial and excuses. Is die ABCs, die loser language. As jy dit die hele tyd kweek, jy weet, dink aan mense dalk in jou lewe wat sê, ag ja, nee, dit help nie klaar nie, want niemand luister nie. Jy weet, alles is, dit help nie. Ek sê, ag, dit gaan eintlik goed, maar dit gaan eintlik glad nie goed nie. En dan tussendeur, dan sê jy die hele tyd goeie soos van jou onnosel, jou dommie, jy kan nie dit doen nie. Ek het daai gewoonte, ek moet myself tik ek elke keer oor die vingers en as ek iets fout maak, dan sê ek, yeah, you're stupid van below. Maar wat ek spreek hoor is my eie, ek spreek domheid oor myself en dit is nie wat ons suppose is om te sê nie. Ons het die autoriteit om iets te spreek wat in vervulling kom, wat ook al ons oor bid en spreek gaan tot vervulling kom. So ek het nou eintlik dieselfde ding net oor en oor gesê, so ek hoop dit maak sin vir julle. Maar ons het net soveel testimonies van dit, ons begin die goed praat wat ons wil sien in ons lewens. Soos een ding is, ons het albei in ons daaglikse dankbaarheid te goed te sê, soos dankbaar dat ons elkeen ons eie boeke sal kan skryf. Nou, ons het tot dusver nog nie ons eie boek geskryf nie, maar ons is elkeen al gefeature in 'n boek, in 'n tydskrif, en jy het al 2 boeke deel van skryf. Deel saam met amper al 10 hoofstukke geskryf. Ek het nog net deel van 1 boek geskryf, 1 hoofstuk. Maar ek meen dit kom tot vervulling want ons spreek dit. Goeders soos wat ons gesê het in die spesifieke plek wat ons wil bly, goed wat ons wil ry ensovoorts. Dit gebeur. Maar ons kan meer daaroor uitbrei op 'n ander keer. Dis dit vir vandag, net iets wat ons op die hart wou gehad het en net geshare het. Gaan lees self hierdie stukke vir jou, vat dit wat die Heilige Gees vir jou oopmaak in dit, en begin dit spreek. Wees dankbaar. Dis 'n act of worship om te sê ek dank U vir die. Dis 'n act of worship, glo ek. En nog een baie cool getuienis wat julle moet hoor is ek het toe ek vir my man gebid het ek 'n hele lysie gehad en ek het in my Bybel gebade
en ek het vir die Here dankie gesê, al die karaktereienskappe en alles neergeskryf, ewen ook die uiterlike, nie dat dit saak gemaak het nie, maar vir my op daai oomblik het dit. En die Here Ek was beplan. en die Here kom meet jou presies op dit en nog meer. Ja. Hy ken jou hart, hy wil dit vir jou gee. En dieselfde met ek wou baie graag 'n sitroen C1 klein wit karretjie gery het daai tyd. Ek het die prentjie uitgeknip in my Bybel gesit en vir die Here gesê dankie daarvoor. En binne 'n jaar, ek weet nou nog nie hoe dit gebeur nie want my salaris daai tyd kon ek nie gedink het moes dit gecover het nie, maar bonatuurlik het dit. So en nie dat ek sê alles wat jy nou aan gaan dink, gaan jy nou kry nie, want die Here sien jou motiewe en hy ken jou hart, maar hy kom gee dit vir jou. So ja, ek wil julle regtig uitdaag, maak jou lys, skryf die goeders neer waarvoor jy dankbaar is. Yes. En ja, julle gaan amazing getuienisse kry. En, Deel met ons iets wat jy vertrou vir hierdie week en ja, hierdie wat tyd ons saam van met jou lockdown. voor kan bid. Ja. En ek wil jou uitdaag dat jou gedagtes positief wees en vol hoop en dankbaarheid wees. Yes, want ons is nog baie om te kom voor. Die beste lê nog voor. Yes. Amen. Cool. Okay, Gaan ontdek julleself. Ja, dit wat hier binne in julle is. Daar's iets wat in elkeen van julle is om uit te kom. So gaan begin dit iets spreek. spesiaals, ja. Sê het. Ons sien uit. Julle sien nie. So, Thanks geniet julle guys. Sondag. Julle moet lekker eet en wees en lockdown. Yes. Allerhande. Enjoy. Gebruik die tyd. Okay, bye. 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 Bye.